Die Heilige Gees as verligter, gebaseer op R.C. Sproul se Crucial Questions reeks. Die Heilige Gees het die skrywers van die Bybel geïnspireer, soveel so dat ons meen dat die outeur van die Bybel die Heilige Gees is. Maar het jy al ooit gevind dat jy die woord lees en dat die woorde nie aan jou hart raak nie? In hierdie finale episode sien ons die onmisbare werk van verligting. Dit is die proses waar die Heilige Gees die lig aanskakel, sodat die waarhede van die skrif van die bladsy opspring tot in ons harte en daar posvat. Sonder hierdie werk bly die Bybel vir ons 'n geslote boek. Ons skrifgedeelte, 1 Korintiërs 2, vers 12 en vers 14. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Die probleem lê nie by die Bybel nie, dit lê by ons. As gevolg van ons sonde is ons verstand van nature verduister. Ons kan die woorde dalk verstaan, maar ons kan nie die geestelike skoonheid en gesag daarvan insien sonder die verligting van die Heilige Gees. Net soos 'n flitslig nodig is in 'n donker grot, so skyn die Heilige Gees sy lig op die betekenis van die woord. Die Bybel is objektief waar, maar ons het die subjektiewe werk van die Gees nodig om daardie waarheid in ons persoonlik lewend te maak. Wanneer die verligter in ons werk, verander ons hele verhouding met die waarheid. Ons begin nie net glo dat die Bybel waar is nie, maar ons kry 'n innerlike sekerheid en oortuiging wat van God afkom. Die Gees help ons om te kan insien dat hierdie antieke teks vandag op ons eie lewens van toepassing is. Verligting lei dan altyd tot verwondering. Wanneer ons God se heerlikheid in die woord sien, dryf dit ons knieë grond toe in aanbidding. Die Heilige Gees is nie 'n opsionele ekstra nie. Van ons eerste geestelike asemteug tot ons verstaan van God se raadsplan, is hy die een wat dit alles moontlik maak. Hy is die derde persoon in die drie-eenheid, wat God se teenwoordigheid en krag binne ons realiseer. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons dank U dat U die lig van U waarheid in ons duisternis laat skyn het. Mag U ons verstand voortdurend verlig, sodat ons die volle rykdom van U genade in Christus Jesus kan ken en lief hê. Amen.